Goeiedag geliefdes, goed om saam met te wees rondom die woord van die Here. En ons gaan voort met ons studie in Psalm 119. Hierdie psalm se kern gaan oor die woord van die Here. Daarom sal ons baie keer tekste kry wat as dit ware dieselfde vir ons sê, en sal ons 'n herhaling kry van wat ons wys na die woord. Want die woord is die basis vir die kind van God se lewe. Die woord is die spreuke van God wat na die mens toe kom. En as ek en jy die Bybel lees, dan is dit God wat aan die woord kom. Want heilige mense, deur die Heilige Gees gedrewe, het die Bybel vir ons geskrywe. Mense wat by God gehoor het en deur die Heilige Gees geïnspireerd is. Daarom sê ek, wanneer ons dan die woord oopmaak, dan kry ons te maak met die spreuke van God. Nou ons staan vandag stil daar by die 89ste vers, wat hierdie woorde sê. Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. Dit is 'n geweldige woord. Vir ewig staan u woord, o Here, vas in die hemele. En wanneer die psalmis dan hierdie woord gebruik vir ewig, dan beteken dat die woord van God is ewig geldig. Daar is nooit, sal vergaan nie, dit sal nooit oud word nie, dit sal nooit uitgedun word nie. Dit is God se spreuke wat lewend is deur die eeue. Ja, daar is selfs al deur die liberale gesê dat ons 'n nuwe Bybel moet skrywe vir die tyd waarin ons lewe. Ag, maar geliefdes, wie sou die outeur van hierdie Bybel wees? Wie sou die skrywer van hierdie nuwe Bybel wees? God het sy woord gegee en dit staan vir ewig. Daarom het die woord van God geen verandering nodig nie, geen aanpassing nodig nie en geen regstelling nodig nie. Die Bybel is die woord van die Here. So sê die Here. Hy gebruik ook die woordjie staan vas in die hemele. Daarom mag ek nooit die woord van God aantas sonder om in stryd met God self te kom nie, want as God gesê het, kan ek nie debatteer en daaroor stry en daaroor rondkibbel nie. Ek moet luister en my knie buig voor die Allerhoogste God. Die Here Jesus het dit bevestig. In Matteus 5 vers 17 tot 19 het hy gesê, nie een jota of titel van die woord van God sal in der ewigheid verlore gaan nie. En elkeen wat 'n mens iets anders leer as wat die woord van God sê, sal met die oordeel van God te maak hê. Maar hy wat by die woord van God bly, sal seëninge uit die hand van die Here ontvang. Paulus het ook met jong Timoteus gepraat en vir hom gesê, Timoteus, daar gaan 'n tyd aanbreek dat mense nie meer die woord van God wil hoor nie. Maar verkondig die woord, tydig en ontydig, bly by wat jy geleer het by jou ouma en by jou ma, en bly by die woord van God. Want die woord van God is lewe vir die mens, en is die spreuke van God tot die Allerhoogste. Selfs die Here Jesus en die apostels het dit nie roof geag om die Ou Testament vrylik aan te haal en te sê, soos die profeet Jesaja gesê het. Ja, ook wat die toekoms aanbetref. As julle sien wat die profeet Daniël geskryf het, moet julle oplet, die tyd het naby gekom. Nou miskien moet ek dit net vir u regstel om te sê, soos Jesaja gesê het, moet eintlik wees soos God aan Jesaja gesê het, soos God aan Daniël geopenbaar het, want God is die outeur van die Bybel. Daarom is die woord van die Here geloofwaardig en absoluut. Kan ek dit vir u sê, die woord van die Here is die enigste absolute. Aan alle ander kan daar misverstande wees en kan daar verandering inbring. Maar die Bybel is die spreuke van God, en omdat God so gesê het, sal dit geloofwaardig bly. Die Here het gesê.
Ons durf nooit met die woord van God in debat gaan nie. Ons behoort nooit met die woord van God te onderhandel nie. Dit moet doodeenvoudig wees, God het gesê. Want om nie te doen wat God in sy woord sê nie, is om te sondig. Dit is toch basies die woorde gehoorsaam of ongehoorsaam aan dit wat God gesê het. God het gesê en dit staan vas in die hemele. Geliefdes, dit is vir my iets waar ons vir onsself moet uitmaak. Heel eerste, hoe sien ek God? Wie is God? Dis 'n groot vraag. Wat is jou denke van God? Is God aan misverstande verbonde? Is God aan mistasting skuldig? Want u sien, as jy nie die woord van God glo nie, wat is die basis van jou lewe? Wat is die basis van jou leefwyse? Wie bepaal dan die wyse waarvolgens jy lewe as jy nie glo wat God sê en die Bybel nie jou riglyn is nie? As jy bepaal wie God is en as jy die wese van God erken vir wie hy is, dan sal jy glo aan die woord van God, sal jy glo aan die gesag van die woord van God en sal jy met eerbied buig voor die woord van God, want dan sal jy besef, die allerhoogste God het gesê. En hoe durf ek met die allerhoogste God in 'n debat gaan oor wat hy vir my gesê het? God het gepraat, en ek het reeds vir u gesê, die Heilige Gees, wat God self is, het mense ingelig en hulle verstand gegee om vir ons die skrifte neer te lê, sodat ek en u iets het waarop ons kan staatmaak en sê, so sê die Here. Ja, Petrus het ook gesê vir die predikante wat preek, wanneer jy preek, laat dit wees asof God deur jou aan die woord kom. Verkondig die woord van God, nie jou eie gedagtes en jou eie sienswyse nie. Sy woord leer vir ons wie God is. Dit leer ons die karakter van God. Dit leer ons die optrede van God. Dit leer ons die wil van God. Dit leer ons hoe God oor sonde voel en dit leer ons hoe God oor ongehoorsaamheid voel. U kan gerus 2 Korintiërs 10 vers 1 tot 6 lees. As Paulus kom praat oor ongehoorsaamheid en dat mense nie gebuig het onder die gesag van God nie. En hoe God met hierdie mens omgaan wat nie luister na sy woord nie. Geliefdes, die Bybel is baie besonderlik en miskien moet ek dit vir u lees. Dan hoor u wat sê die Bybel vir ons aangaande die woord van God. Daar in Hebreërs, die 3de hoofstuk, wil ek graag vir u 'n woord lees. Hoor wat sê die skrywer van die Hebreërs vir ons aangaande die woord van God. Hy sê vir ons hierdie woorde. Hy sê, daarom het ek vertoorn geword op hierdie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan nie. En op wie was hy 40 jaar lang vertoorn? Was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lijk in die woestyn geval het nie? Aan wie het hy gesweer dat hy sy rug nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaamheid. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Hulle het God nie geglo nie. Hulle het nie gedoen wat God vir hulle gesê het nie. En hulle het uitgeval uit die genade van die Here. Geliefdes, die woord van God is ewig. En as God iets gesê het, kan jy dit maar glo, kan jouself daaraan vasmaak. Ek wil as dit ware vir jou sê, moet jy jouself daaraan vasmaak, want dit is God se spreuke. Jy kan nie jou eie heil uitwerk nie. Jy kan nie jou eie weg bepaal nie. God is die een wat vir jou die waarheid gee. Daarom in die Psalm is dit ook herhaaldelik gesê. U woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voet.
Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur nou na u woord? Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u sal sondig nie. En so kan ons aangaan om uit hierdie psalmes net tekste uit te haal om vir u te sê, die woord van God is die geloofwaardige. Ag, kom ons kyk na Bybelse voorbeelde. Paulus wat daar in die storm is terwyl op pad Rome toe is. 14 dae lank sien hulle die son skyn nie. Geweldige storm, sodat die Bybel sê, hulle het alle hoop om te lewe oorboord gegooi en gesê, ons sal uit hierdie storm uit nooit lewendig uitkom nie. Dan staan Paulus een dag op en sê, manne, skep moed, want in hierdie nag het die engel van die Here aan my verskyn. En hy het my gesê, die boot sal vergaan, maar nie een van ons sal sterwe nie, en ek glo hom, dat het sal wees soos hy gesê het. U ken die verhaal. Die boot se agtersteewe het vasgehaak, en die boot het die golwe, het die boot sikkend geslaan. Maar dan die mooi woorde. Aan die wat nie kon swem nie, het God planke voorsien om uit te drywe. En die wat kon swem, moes swem. En daar is nie een van hulle vermis nie, want God het gesê, nie een van die lewens sal in die proses skade ly nie. Dink aan Abraham en Sarah, 90 en 100 jaar oud. As die belofte na Sarah toe kom, jy sal 'n seun baar. Dis onmoontlik. Ek kan nie meer kinders in die lewe bring nie. Ek het nie meer vrugbaar nie. My liggaam is vervalle geraak. Oor 'n jaar hiervandaan sal jy 'n seun baar. En Abraham het teen hoop, op hoop God geglo. En 'n jaar daarna het 'n moeder van 90 jaar 'n baba gesoog. Ag, dink aan Noag. Daar was nog nooit reën op hierdie aarde nie. Noag bou 'n boot. God gee aan hom die afmetinge. God stuur die diere in. Die mense lag vir Noag. Wat is hierdie man besig om te bou, wat hulle nog nooit in hulle lewe reën gesien nie? Vog uit die aarde benat. Noag se boodskap was, daar gaan 'n storm van God kom. Die aarde gaan deur water toegespoel word en hulle lag vir hom. Maar Noag bou, want God het so gesê. U ken die verhaal. God het die storm gestuur, die aarde is oorstroom van water. Dan kan Gideon met sy 300 man, jy moet die Midianiete gaan aanvat, wat soos die sand van die see aan die ander kant lê. Net 300 man, Here, dit is selfmoord. Ek gaan vir jou die oorwinning gee. Gideon het nie eens nodig om 'n swaard op te tel nie. God jaag hulle weg. God laat hulle tyding hoor en hulle vlug. Wees net gehoorsaam, Gideon, aan wat ek vir jou sê. Dink aan Joshua en Jerigo, daardie magtige stad wat huise op sy mure gehad het. Loop eerste dag 1 keer om, tweede dag 2 keer, en die 7de dag dan loop julle 7 keer om, en dan roep julle uit vir Joshua en vir God. En hierdie mure sal in mekaar tuimel, behalwe een plekkie sal nie tuimel nie. Daardie vrou wat die verspieders weggestuur het. Laat daar net 'n rooi tou by jou venster uithang, en die hele stad se mure sal in mekaar stort, maar joune sal nie. God het so gesê. Daarom sê ek vir u, u woord staan vas. Ag, as 'n mens kyk na die profete, as jy kyk na die Ou Testament en die voorspellings wat in die Ou Testament gemaak word, dink maar aan Jesaja 7 en Jesaja 9. 'n kind is gebore, 'n seun is aan ons gegee. Wonderbaar, sterke man, raadsman, ewige God, heerser. En elke woord van die Ou Testament aangaande Jesus Christus en alles wat hy gesê het is eksplisiet net so gebeur. Die maagd het swanger geword. Sy het 'n seun gebaar en hulle het hom Jesus genoem. Omdat God gesê het, sy naam moet Jesus wees, want hy sal sy volk van hulle sonde verlos. 800 jaar voor die tyd aan Jesaja gesê, en dit word op die letter waar, die dorp waarin hy gebore is.
waarheen Josua sal moet vlug. Die dood wat oor hierdie seun se lewe sal bedreig, alles in die Ou Testament voorspel, en God het dit op die letter laat waar word. Geliefdes, ons plaas ons hoop op soveel dinge, in steede daarvan om net die woord van God te glo. En daarom wil ek vir u sê, ek en u moet glo wat die Bybel vir ons sê. Kom ons kyk net na 'n uitspraak van die skrif, en dan vra ons onsself, is dit wat God sê? Die Here Jesus Christus self sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan as hy nie deur my gaan nie. Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen ander naam in die hemel bekend waardeur 'n mens gered kan word as deur die naam van Jesus Christus nie. Geliefdes, glo ons dat die enigste verlosser vir hierdie wêreld is Christus. Nie my doop nie, nie my mooi moreel etiese lewe nie, nie my agtergrond nie. Niks kan my verlos nie. Die verlosser se naam is Jesus. Hy is die enigste alleen verlosser. Daar is geen ander nie. Daarom kan ek nie deur goeie werke God probeer imponeer en dink dat ek die koninkryk van God gaan beerwe nie. Paulus is baie duidelik daaroor in Efesiërs. Uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self nie. Nie uit die werke nie, sodat niemand ooit voor God sal kan roem nie. Glo ek wat God sê. Kom ek lees vir die 1 Johannes. Dan hoor u saam met my, wat sê 1 Johannes aangaande God en sy woord. Hy sê, as ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy seun getuig. Wie die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom, God, tot 'n leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun nie het nie, het nie die lewe nie. Hierdie dinge het ons aan julle gesê, sodat julle kan glo in die naam van Jesus Christus, kan glo in God, sodat julle die ewige lewe uit sy hand deelagtig kan word. Wie is God? En dit wat God gesê het, is dit geloofwaardig. Wat sê Johannes vir ons? God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 1 vers 12 stel dit, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Jy sien, geliefde, ek en jy moet maar weer teruggaan na, so sê die woord, so sê die almagtige God, en nie in 'n stryd gaan met God en sy woord nie, nie in argumente gaan met God en sy woord nie, daarom niks anders te glo as wat die Bybel sê nie. Geliefdes, ek en u moet teruggaan en onsself vasmaak en die woord van God bestudeer. Die woord van God, ons moet dit ken. Ag, ek dink aan Petrus toe op die dag van Handelinge die woord moet verkondig. En dit is Joodse manne. Dis manne wat besny is. Dis manne wat sogenaamde volk van God is. En Petrus preek vir hulle, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, is die Christus, die seun van God.
En diep in die hart getref besef hulle die Messias, die verlosser gekruisig en roep hulle uit, wat moet ons doen om gered te word? Waarop Petrus vir hulle sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, die Vader en die Heilige Gees, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Bekeer julle, kom tot inkeer. 3000 van hulle kom daardie dag tot inkeer, en nadat hulle geloof in Jesus Christus geplaas het, nadat hulle tot inkeer gekom het, is hulle gedoop. En dit is die eerste kerk van God op aarde begin, deur gelowiges wat gedoop is, deur mense wat hulle lewe aan God gegee het. U woord staan vas, sal nie wankel nie, tot in ewigheid. As God gesê het, het God gesê. Onthou u vir Saul, vir wie die Here gesê het, Saul gaan wis uit al die Amalekiete, dis onder die vloek van God geplaas, dis onder die banvloek, jy mag niks daarvan spaar nie. Toe Saul daar kom en oorlog voer, en hy die oorwinning behaal, sê die Bybel, hy het in die vee gekyk, en die ou lelike en maar vee het hy doodgemaak, maar die vetes en die mooies het hy in die lewend gehou, en die koning het hy gespaar, en hom in maksimum gevangenis gesit. Toe hy terugkom by die profeet Samuel, sê Samuel vir hom, Saul, hoe dit gegaan? Waarop Saul as het ware sê, loof die Here my ou broeder, God was vir ons goed, ons het 'n magtige oorwinning behaal. Saul, wat 'n gebulk van beeste en geblær van klein vee hoor ek. Waarop Saul antwoord, ook kan verduidelik, ons het die beste van die vee gespaar om aan die Here te offer. En die koning is in maksimum gevangenis, hy is in kettings geboei. Saul, wat het God gesê? Het God meer behaag in gehoorsaamheid as aan offerandes? Het God meer behaag daarin dat jy sal luister na wat hy sê, as om iets te probeer doen om te beïndruk? Die koningskap sal van jou weggevat word, en God sal vir hom iemand op die troon stel, wat sal luister na wat God sê. Wie sy hart ingestel sal wees op so sê die Here. Geliefde, jy kan nooit in 'n argument met God gaan nie. Onthou u vir Adam en Eva, die begin van alle ellende op aarde. God het hulle gemaak. God plaas hulle in die tuin van Eden. Elke aand gaan God om hulle gemeenskap deel, en God het vir hulle opdrag gegee, al die bome in die tuin kan julle van eet, maar van die boom in die middel van die tuin mag julle nie eet nie, en julle mag dit nie aanraak nie, anders sal julle sterwe. Satan kom en sê, wat het God vir julle gesê? Het God gesê, julle mag nie van die boom in die tuin eet nie? Eva antwoord, nee. God het gesê, ons mag van al die bome in die tuin eet, maar van die boom in die middel van die tuin mag ons nie eet nie. Ons mag dit nie aanraak nie, dan sal ons sterwe. Waarop Satan sê, dink julle regtig so? Dink julle nie God wil julle maar net onderdanig hou nie? Want ek wil vir julle sê, God is besig eintlik om 'n speletjie met julle te speel, want as julle van hierdie vrug eet, sal julle soos God word. Julle sal goed en kwaad van mekaar ken. Julle hoef nie so eng God se woord na te kom nie. En begin hy by die mens redeneer, en dan sê hy, kyk nou na daardie vrug in die boom. Dink jy regtig, as jy van daardie vrug geëet, sal jy die seun van God verloor? En die Bybel sê, Eva het gekyk, en dit was 'n begeerte vir die oë, en 'n lus om van te eet. Sy steek haar hand uit, vat van daardie vrug, en gee ook vir Adam om te eet, en die oomblik toe hulle eet, toe besef hulle is naak. Hulle maak vir hulle klere van vyeblare, gaan kruip daar agter die bosse weg, en dan hoor hulle die stem van God sê, Adam, waar is jy? Adam, waar is jy? Uiteindelik hier van agter die bosse, Here, hier is ek. Adam, hoekom kruip jy weg? Het jy gesondig? Het jy gedoen wat ek jou beveel het om nie te doen nie? Jy sal in die tuin van Eden uitgesit word. Van nou af sal jou lewe wees smarte.
Die aarde sal vir jou onkruid en ellende inhou. Met moeite sal jy kinders baar. Hoekom het jy nie geluister na wat God sê nie? Ek wil dieselfde vraag vandag vir u vra. Geliefdes, moet ek so eng wees? Moet ek doen wat God sê? Dis die vraag wat baie mense vra. Moet ek regtig dit doen? Sal ek saligheid verloor as ek dit nie doen nie? Is dit noodsaaklik om dit te doen? Geliefdes, dit is die verkeerde vraag. Die regte vraag is, doen ek wat God sê? Ek bevraagteken nie of ek dit mag doen of nie moet doen nie, of dit nodig is of nie nodig is nie. Die Bybel sê, en jy moet doen wat God sê. Anders leef jy in ongehoorsaamheid aan God. Anders buig jy nie onder die gesag van God nie. Ons is geroep om te doen wat God sê. Daarom wil ek vir u sê, jy kan nie te eng wees nie. Jy kan nie te gehoorsaam wees nie. Jy kan nooit te heilig wees nie. Ag, ek dink aan die woord van die Here daar in Filippense 3 vers 15. Dat julle onberispelik en opreg sal wees. Kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos lig in die duisternis. Kolossense 1 vers 10. Dat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom te behaag in alles wat jy doen. En in elke goeie werk vrug te dra, en in die kennis van God te groei. Buig onder die gesag van God se woord. Maar weet jy, daar is ook 'n mooi dimensie vir my. U woord staan vir ewig vas in die hemel. En dit is sy beloftes. Elke belofte wat God gemaak het, sal hy vir u gee. Elke belofte wat God gemaak het, sal hy uitvoer. O geliefde, in so mate dat God daar in Jesaja 62 vers 6 sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Herinner God aan wat hy gesê het. Want God is 'n waarmaker van sy woord. Dit wat hy gesê het, sal hy doen. Numeri 19 vers 23. Sal God iets sê en dit nie waar maak nie? Sal God iets uitspreek en dit nie uitvoer nie? Glo my, sê God. Vertrou my. Herinner my aan my beloftes. Want ek is 'n God wat staan by my woord. Ek sal nooit teenoor my woord terugkeer nie. Elke belofte in die Bybel is ja en amen vir sy kinders. U woord staan vas in die hemel. Beide wat gehoorsaamheid aanbetref, maar ook beide wat beloftes aanbetref. Dit wat God gesê het, gaan hy doen en sal hy doen. Daarom wil ek afsluit met hierdie versie. Naas Hebreërs 11, al die geloofshelde wat God geglo het, daar in die 6de vers sê hierdie woorde. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Groot woord. Is wat? Bepaal die karakter van God. Bepaal die wese van God. Hy kan nooit ontrou wees nie. Hy kan nooit teleurstel nie. Al het ek en jy ontrou geraak, hy kan nie ontrou raak nie. Wat hy gesê het, sal hy doen. Moet glo dat God is. En die tweede ding is, hy moet glo dat God 'n beloner is van die wat hom soek. Want as jy dit nie glo nie, kan jy God nie behaag nie. Sien God raak vir wie hy is. Luister intens na wat God sê. Glo wat God sê. En jy sal nooit die verkeerde pad loop nie. Jy sal die seën van die Here maaldadig ken. Daarom weer eens sê ek vir u, ons gaan telke male terugkom na die woord. Want die woord is God se lewende spreuke. Die woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voet. Die woord leer my in die weë van die Here. Daarom vat die Bybel, bestudeer dit, lees dit met intensiteit, om te hoor wat God sê, buig onder die gesag van God, en moet nooit met die woord van God in weerkaveling gaan of in stryd gaan nie. Die lewende God het gespreek, dit sal nie verander nie. Want as dit verander, wat glo ek dan in? As God aan misverstande verbonde is, hoe kan ek aan hom glo?
Daarom bepaal wie God is. Dan sal jy weet hoe jy met sy woord moet omgaan. Mag die Here vir u ryklik seën en mag die Bybel, die woord van God vir u kosbaar word in u lewe as u lees en uitvind wie is hierdie God wat ons aanbid. Sy geliefde, sy genade, sy sorg elke dag in jou lewe, maar ons gaan volgende keer verder met mekaar praat oor hierdie kosbare woord van God. Mag die Here vir u ryklik seën. Goeiedag geliefdes, ek bid u die seën van die Here toe. Mag die Here naby u kom. Amen.